Dag allemaal, mijn naam is Lamia May van Esbazaro. Ik is een graad 5 leerling. Vandaag lees ik de graad 5 leerboek. De auteur van die boek is Marilati en Sonja Gous. De titel van mijn story is hoe Sakabula sy langster gekry het. Eenmaal lang gelede het daar twee broers in 'n land ver hier vandaan gewoon. Hulle was nie gewone broers nie, maar 'n tweeling. Die tweeling het presies dieselfde gelyk. Hulle sit toe blou krule om die een seun en sy nek op die ander 'n groen seun. Bomba het die blou krule gedra en Bofu die groen krule. Op die manier was dit makliker om te weet wie die seentjies was. Die twee broers was baie groot maats en het elke dag saam gespeel. Hulle het ook al hulle speelgoed met mekaar gedeel, klippies, pere, stokke en sakkies. Op 'n dag sien hulle 'n voël in die gras. Albei spring opgewonde nader en gryp die voël. Dis myne, ek het dit voël eers gesien, skree Bombo. Dis nie waar nie, ek het hom eers gesien, dis myne, skree Bofu. Bombo gryp die voël aan sy kop en Bofu gryp die arm voël en sy sterk voetplekke hulle oor die voël. Los hom, die voël is myne, skree Bombo. Nee, jy moet hom los, dit is my voël, skree Bofu. Die seentjies trek aan die voël, Bombo trek aan sy kop en Bofu trek aan sy stert. Die arme voël kla en skree, maar die twee broers hoor hom nie eens nie. Hulle beklei net oor die voël, wie is dit vir? Die tweeling word kwater en kwater, naderhand hang die arme voël half dood in hulle hande. Skielik skree die voël, Enna. Kyk sy stert, skree Bombo. Jy kyk, skree Bofu. Jy stert word al hoe langer en langer. Die seentjies word bang, hulle los die voël en hy val op die grond. Hulle probeer sy terugdruk, maar die voël word nou langer en langer. Tonga die towenaar sal ons straf, ons vasstout heel die twee. O, ek sal julle straf, sê 'n diep stem uit die